Ons sondelas het hy gedra. Ons sing Hosanna aan die koning. Sondelas het hy gedra. Dankie Vader, Here het ons sondelas gedra, Vader. Here, deur sy seun, Vader, is ons vergewe. Het ons skoon gewas, Vader. Here, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, Here. Kom maar net daar waar jy is vandag, wil nie die Here bietjie aanbid nie, ons gee vir die Heilige Gees kaas. Sê Here, ek is vandag hier, so dankie dat U my sondelas gedra het. My sondeskuld, Vader, het U gedra vanmôre, Vader. Jy is skoon gewas vandag deur die bloed van Jesus. We worship you and we praise you, God Almighty. Holy Spirit, you are so welcome. You are so welcome in this place, Lord. Lord, have your way. We worship you. Have your way, Jesus. Vader, Here, ek wil vandag intree, Vader, en sê, maak ons vanoggend minder sodat U meer kan word vandag, Vader. Here, ek bid vandag, Vader, dat U hierdie boodskap sal seën, Here. Dit gaan nie oor die prediker nie, dit gaan nie oor die goeie musiek nie, Vader. Here, dit gaan alles net oor U. Ons gee vir U al die lof en al die eer en al die aanbidding. Ons gee oor aan U vanmôre. Lord, have your way in us, have your way in me. In Jesus' mighty name. Amen en amen. Baie dankie, U kan die sitplek neem. Baie dankie vir die musiekspan, ons waardeer dit. Dis vanoggend vir my 'n verskriklike groot voorreg om vandag hierso te wees en baie dankie vir die baie welkomende ontvangs. Ons voel tuis en welkom en ek wil eerstens vir pastoor Dirk en tannie Cherise sê baie dankie vir die uitnodiging en ons waardeer dit uit ons harte uit en ek bid ook waar hulle op die pad sal wees, dat die guns van die Here op hulle sal rus en hulle terug sal beskerm vir volgende week. So, ek het vir die Here gevra hierdie week, Here, wat wil U hê, moet ek bedien, hierso vandag in Brits, en ek het Woensdag al die woord gehad, en my titel vandag is, geroep, maar verworpe. En vandag maak dit nie sin vandag, maar ek gaan nou verder met die deel, jy's geroep vandag, maar ons sit met verwerping in ons binnekant. En ons sê, Here, ons is geroep, maar ons het nêrens om heen te gaan nie. Ons sit vandag hierso en ons sê, Here, U het die boodskap gegee, ek het die roeping, maar ek voel in my binnekant onstuimig, maar ek wil vandag vir jou goeie nuus gee. My God wat ek dien, is 'n God van herstel. Is 'n God wat jou vandag kan herstel. So ek wil graag hê, U moet saam met my oopmaak op Jeremia 20. As jy vir my daar kan opmaak, Jeremia 20. Ons gaan die eerste 2 verse lees en dan gaan na vers 7 tot 11 toe. Kan ek 'n amen kry, is U daar? Amen, kan ek aangaan. So die opskrif sê, Jeremia word deur die priester Pashur geslaan en in 'n blok gesit. En Pashur, die seun van Immer, die priester, wat hoofopsigter was in die huis van die Here, het Jeremia hierdie woorde hoor profeteer. Toe het Pashur die profeet Jeremia geslaan en hom in 'n blok gesit wat in die boonste poort wat Benjamin was, by die huis van die Here. Vers 7, hy sê, so die eerste 2 verse lees ons, waar hy het hom gehoor praat, hoe Jeremia geprofeteer het, en die volgende oomblik neem hulle hom in die huis in, en hulle slaan hom. En ons gaan nou na vers 7 toe, en hierdie is die worsteling wat hy het met God, en verder sê hy in vers 7, hy sê, Here, U het my oorgehaal, en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my, en het oorwin, ek was 'n belaging, die hele dag, almal saam spot met my. Vers 8 sê, want elke keer as ek spreek, moet ek dit uitskreeu, moet ek roep, geweld en verdrukking, omdat die woord van die Here vir my 'n smaad en spot geword het die hele dag. So hy het hierdie worsteling met God.
En vers 9 sê, en as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie, en in die naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente. En ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Vers 10 sê, want ek het die skindertaal van baie gehoor, skrik rondom, klaag aan, en ons sal hom aanklaag. Al die mense wat in die vrede lewe loer op my val, hulle sê, miskien laat hy hom verlei, dan kan ons hom oorweldig en ons wraak op hom neem. En hier's vers 11 wat Jeremia sê. Hy sê, maar die Here is met my, soos 'n geweldige held. Daarom sal my vervolgers struikel en nie oorwin nie. Hulle staan diep beskaamd, omdat hulle nie geslaag het nie. 'n Ewige smaad, wat ons nie sal vergeet nie. En hierdie is Jeremia besig, en hy sit met hierdie worsteling. Hierdie worsteling wat hy sê, Here, U het my geroep, U het voor my uitgegaan, U het gesê, dit is tyd, en ek het die tyd geneem, Here, maar ek sit opgesluit en verworpe. Kom ons sluit die oë aan, bid ons saam. Vader, Here, ek bid vir die woord wat sal uitgaan. Here, ek is nie die spreekbuis van môre, werk deur my in mense se harte, in Jesus naam. Amen en amen. So ons lees in die Bybel, Jeremia 1 vers 5, het Jesus se woord alreeds in die moederskoot van Jeremia uitgespreek om te sê, ek sal jou gebruik en ek ken jou by die naam. Ons lees dit in Jeremia, en weet jy, Jeremia was 'n belangrike karakter gewees in die Ou Testament, want jy weet wat Jeremia gedoen het, is, hy was 'n profeet geweet, wat vir Juda moes gewaarsku het, om te sê, Babylonië gaan julle oorneem, as julle nie julle saak regmaak met Jesus Christus nie. So hy was 'n belangrike persoon gewees, God het hom geroep, en hy kom in 'n plek, en hy's geroep, maar hy word verwerp deur die mens. En kind van die Here, vandag sit ons met verwerping, ons het 'n roeping ontvang, maar ons finansies is besig om in skerwe te wees. Ons huwelik is op die rotse, ons emosies en ons hart is stikkend, eensaam en verlore sit ons. Dan het ek vir jou goeie nuus vandag. As jy vandag in so 'n situasie sit, jy stikkend en verworpe soos Jeremia, sit jy vandag in 'n posisie dat God jou kan herstel. God kan jou herstel. Jy sien, God werk nie net met die wat heel is nie. Hy spesialiseer in die wat gebroken is. Hy spesialiseer in hulle. Jy sien, God herstel. Soos 'n paar dinge uit hierdie gedeelte wat ek vandag met u wil deel, wat gaan oor Jeremia se lewe. Die eerste ding is, jy kan geroep word deur God, maar jy kan nog steeds verwerp word deur die mense om jou. En jy sien baie keer in ons lewe, Jeremia is geroep, maar hy sit in hierdie huis waar hy nou net geslaan was, waar hy verwerp was, waar almal hom afgeskryf het, sit hy en hy betwyfel sy roeping. Kind van die Here, hoeveel keer sit ons op 'n plek wat God jou geroep het, God het voor jou uitgegaan, het gesê, ek maak jou baie gelyk, maar ons sit en ons kyk vas dat ons nie 'n roeping het nie, want die vyand het probeer steel. Kerk van die Here, is vandag tyd om op te staan en te sê, jy weet, duiwel, jy het my hart gestamp, maar ek sal opstaan soos Dawid gesê het. Kerk van die Here, moenie laat die duiwel jou roeping kom steel nie. Jy sien, die mens kies volgens sy vermoë. As ek geroep was deur die mens, was ek gekies deur die vermoë wat daar in my is. Maar dank die Vader, die oë van die Here werk baie anders. Hy kyk nie na my uiterlike nie, hy kyk nie na my vermoëns nie, hy sê net, ek kies jou volgens my doel, en as ek woorde in jou mond gelê het, kan niemand dit wegvat nie. En hy voel so alleen, sit in hierdie bovertrek, en hy sê, Here, ek betwyfel my roeping. Hy sê, Here, ek het soveel seer, mense het my verwerp, mense wat ek gedink has got my back, het hulle rug op my gedraai. Kind van die Here, hoeveel keer het ons al eensaam, verwerpe, verlore, en ons roeping nie begin uitleef nie, oor mense se opinies, oor my en jou. God roep jou vandag en sê, weet jy wat, ek weet dis 'n plek van pyn, ek weet dis 'n plek van seer. Niemand het gesê dis maklik nie, maar begin loop in die roeping wat God in jou geplaas het. Nou sê jy vandag, maar Wian, het ek 'n roeping gekry? Die woord van die Here leer ons, dat ek het jou geroep tot 'n profeet vir die nasies.
Jy weet, ek hoef nie mooi woordjies te sê nie. Ek hoef net te profeteer dat my Jesus is coming back soon and what a great day that will be. Kom aan, God kom eendag om ons te kom haal. Hy het 'n roeping gekry. Matteus sê vir ons, gaan dan heen, maak disippels. You have a purpose. Jy sien, en baie keer kom ons en ons verloor in ons tyd van pyn, in ons tyd van seer kry, dink ons pyn is net betekenloos. Jy sien, ons pyn is nie betekenloos nie, dit word deel van my en jou bediening. Jou pyn waarin jy was, daai seer, daai verwerping waarin jy was, om te sê, Here, hoekom nou? Hoekom het ek dit nou gedoen? Hoekom het jy dit toegelaat, Vader? Here, daai word alles deel van die groter plan wat God eendag met jou het. Om ander mense mee te help. Maar die probleem van verwerping is, dit laat my en jou ons identiteit verloor. Ons sit in hierdie plek van verwerping en ons sê, Here, hoekom? Maar weet jy wat, in hierdie plek van verwerping, verloor ek en jy ons identiteit in Christus. En ons vergeet wie ons is in Jesus. Ons kom op 'n plek wat ons sê, Here, U het my verlaat. Ons kom soos 'n Dawid wat sê, Here, U het my, ek voel so ver van U af. En weet jy, Dawid was op 'n stadium in sy lewe, wat God gesê het, Dawid, jy is 'n man na aan my hart. 'n Man na aan my hart. Maar Dawid sit op 'n hoop en hy sê, Here, U het my verlaat. Hoe is dit dat 'n man voorheen, waar God gesê het, jy's 'n man na in my hart, en nou voel hy verlate? Kind van die Here, daar's 'n seisoen wat kom, partykeer wat ons verwerping ervaar, maar moenie moed opgee nie, volhard tot die einde toe, because God has a purpose. Jy sien, ons identiteit raak weg. Ons sê, Here, ons weet nie wie ons is in U nie, maar God maak die belofte in die woord, ek gaan voor jou uit en ek maak jou paie gelyk. Hy sê, ek's meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. En wanneer die probleme kom en ek is moedeloos soos Jeremia en ek word geslaan, kan ek sê, al sal die oes misluk en geen druiwe aan die wingerde wees nie, nogtans sal ek jubel en juig in die Here, my skepper van hemel en aarde. Moenie jou identiteit verloor nie. Jy sien, want wanneer ons identiteit verloor, dan begin ons met maskers rondloop. En ons as broers en susters, vrou, hoe gaan dit? En weet jy wat almal sê? Verskriklik goed. Ons kan nie kla nie, ons moet net keer of dit gaan beter. Terwyl jy in jou binnekant sit en jou hart is omstuimig en jy sê, Here, waar is U in my tyd van nood? Ek het 'n uitroep na U, Vader. Dit gaan nie goed nie. Want ek het my identiteit verloor in Jesus. Ons begin maskers opsit om te sê, Here, alles is oukei, maar dit is nie. Ons sê, Here, waar is nie? Jy sien, in my tyd van pyn en verwerping is God besig om karakter te vorm in ons lewe. Ons bou karakter wanneer dinge met ons sleg gaan. Ons weet wat ons het in Jesus. Hoe kan ek sê, Jesus is my voorsienaar as ek nog nooit swaar gekry het nie? Hoe kan ek sê, Jesus is my redder as ek nog nooit verlore was nie? Hoe sê ek, Jesus is 'n geneesheer as ek nog nooit siek was nie? Maar dankie Vader, ek het daai fases in my lewe deurgegaan, want ek weet hy is my voorsienaar. Ek weet hy is my healer. Hy het my. Jy sit in jou plek van verwerping en jy twyfel wie jy is in Jesus. Kerk van die Here het my gestuur met 'n boodskap om vir iemand te sê, hou op twyfel in jou roeping, begin loop in jou roeping, sodat hy jou kan gebruik. Hou op verwerpe te voel, jy's geroep. Never mind wat die mens sê. Jy sien, jou situasie waarin jy vandag sit, kan God gebruik vir sy koninkryk. Jy sien vandag, Jeremia is gevorm deur druk. Jeremia was in sy moeder skoot gevorm en God het reeds 'n woord uitgespreek en gesê, jy sal 'n profeet wees vir die nasies. En weet jy, hy kom in 'n plek van sy lewe waar hy daar so sit en hy sê, Here, waar is U? Hoekom, Here? 'n plek van drukking. Maar jy weet, in jou plek van drukking partykeer, kom die mooiste goed na vore.
in die Bybelse tyd, hoe hulle olie gemaak het, die suiwerste olie. Hulle het olywe gevat en gegooi in so ronde ding, en hulle het gevat en al om die ding geloop. En hoe meer hulle om die ding loop, hoe laer sak hy, hoe meer druk hy daai olywe, want hulle soek die beste olie. En hoe suiwerder die olie was, hoe meer suiwer die olie is, hoe meer waardevol is dit. Maar hulle kon nie die olie gekry het, as daar nie drukking was, wat die proses moes deurgegaan het nie. Nou kerk van die Here, as jy vandag in 'n proses sit van drukking, hou net vas, want God sê, partykeer is dit die suiwerste en die mees waardevolste goed wat daar uitkom. Dis van ons karakter bou in Jesus. Jy sien, wat God vorm in verborge plekke, kan staan eendag in die openbare plek. Wat hy vorm in die verborgene, sal geopenbaar word in die openbaar. Jy sien, daai ding wat jy deur moes gegaan het, daai wat jy sê, Here, ons kan nie, daai ding wat sê, Here, ons wil nie meer nie, daai verdrukking bou karakter in Jesus. So die eerste ding is, jy kan geroep wees en verworpe wees deur die mens. Tweede ding wat ek met u wil deel vandag, die roeping wat ek en jy dra, is nie altyd maklik nie. Dis nie maklik om hierdie roeping altyd te dra nie. Jeremia 36 vers 26 sê, toe beveel die koning van Jeragmeel, die seun van die koning van Seraja, hulle het snaakse name, om die geleerde Baruch en die profeet Jeremia te vang. So hierdie koning stuur almal om vir Jeremia te vang, en hier maak God 'n belofte, en hy sê hierso, maar die Here het hulle weggesteek. Jy sien, jy het nie nodig vandag om weg te kruip nie. Jy het nie nodig vandag om verwerping te sit nie. As God jou wegsteek, dan is jy waarlik toe. En dankie Vader, deur die bloed van Jesus, steek hy ons elke dag weg. Hy verberg vir my en vir jou. Ons hoef nie te vrees oor die dag van môre nie. Jy sien, Jeremia kom verder in Jeremia 38, nadat hy geslaan was in Jeremia 20, 18 gedeeltes verder, word hy sommer gevang en in 'n put gegooi. Hy word gevang en hy's vervolg, omdat hy 'n roeping op sy lewe het. Kind van die Here, moenie vandag dink as jy 'n roeping op jou lewe het, gaan daar nie swaar tye kom nie. Moenie dink as jy 'n roeping van die Here het, wat hy oor jy uitgespreek het, gaan dit nie moeilik wees nie. Dit is net 'n tyd om vas te hou en deur te druk, sodat God se werk in die openbaar vergeld kan word. Kerk van die Here, ons het die Here nodig meer as alles. En God sê vandag, hy het jou nodig om in jou roeping in te tree. Jy sien, die wêreld wil probeer om jou roeping te steel. Jy sien, die duiwel probeer om jou roeping te steel. Jy probeer vernietig. En verwerping kom klop aan jou deur. Maar as God 'n woord gespreek het, gee ek nie om wat die wêreld sê nie. Ons hoop is nie in die wêreld nie. Ons hoop is nie in die ekonomie nie. Ons hoop is nie in Cyril Ramaphosa nie. My hoop is in Jesus Christus wat hemel en aarde geskaap het. Dis ons hoop vandag. En hy sit in daai put en hy sê, Here, weet jy, ek was so 'n paar hoofstukke terug, was ek heavy getimmer. En hulle het my gelos daar, en ek het hier aangeroep, en ek het gedink, het my uitgehaal. Ek het gedink, dis verby, Here. Maar in Jeremia 38 vang hulle vir Jeremia, en hulle sê, ek gooi jou in 'n put. Hoeveel keer kerk, was ons in 'n put gegooi, en ons het nie 'n klou hoe ons daar uit gaan kom nie. Hoeveel keer sit ons in ons omstandighede en ons sê, Here, ek het nie nou meer kans ergens hier nie. Hoeveel keer het ons van die Here gesê, Here, as U my nou net nog gehelp het, maar U het my verlaat. Kind van die Here, ek wil vandag vir jou sê, God werk steeds in die stilte. God het met Jeremia gewerk in die stilte. In die verborge plek waar hy was, het God hom geopenbaar op die einde en gesê, weet jy wat my kind, jy was in 'n put gegooi, jy het moeilike dinge deurgegaan, maar weet jy wat, omdat jy volhard het, sal ek jou daar uithaal.
Kind van die Here, ek wil jou vandag bemoedig, moenie moed opgee nie. Dis nie te sê dit is maklik om 'n roeping van die Here te dra nie, maar dis nie altyd maklik nie, maar dit is baie betekenisvol en goed. Dis nie te sê dit is maklik nie, dit maak jy nie 'n slegte mens om te sê dit is moeilik nie, Here. En dit is baie keer is dit is nie 'n skande. Kind van die Here, ek voel vandag ek het dit nie voorberei nie, die Here wil hê ek moet dit sê. Dis nie 'n skande om te gaan lê nie. Dis nie 'n skande om in 'n put gegooi te word en verwerping klop aan jou deur. Dis nie 'n skande nie. Die skande is wanneer ons bly lê en ons wil nie opstaan nie. Dis wanneer dit moeilik raak. Dis wanneer dinge verkeerd loop. Volgende ding wat ek met u wil deel is 'n ware roeping van die Here sal jy nie kan onderdruk nie. Jy sien verder in Jeremia 20 sê Jeremia, ek het probeer stil bly. Ek was op 'n plek gewees waar ek wou moed opgooi, ek wou probeer stil bly. Maar die roeping brand in my gebeentes. Ek wil vandag 'n stelling maak, dat jy is geroep vandag, but you can never outrun God. Jy kan nie weghardloop vir God nie, want in die dale is God daar, in die berge is God daar, hy is die lelie van die dale, en wanneer ek probeer weghardloop, is God steeds saam met my, ten spyte van my gebrokenheid, ten spyte van my hartseer. God sê, as die roeping daar is, sal jy dit nie kan breek nie, en dankie Vader vandag, jy sê vandag, ek sit in 'n put, en ek weet nie daar om uit te kom nie, dan het ek vandag vir jou ongelooflike goeie nuus, dat die Heilige Gees klop vandag weer eens aan jou hartsteer en sê, maak oop vir my, want ek sê God van herstel. Ek wil herstel bring. Hy klop vandag in jou hartsteer en sê, weet jy wat, maak net oop vir my, sodat ek jou kan genees, sodat ek jou uit daai put kan kry. Jy weet maar baie keer onderdruk ons roeping en ons word aangeval as gevolg van die salwing. Kerk van die Here, jy moet mooi hoor, die duiwel is nie agter jou aan omdat jy goed is nie, die duiwel is nie agter jou aan vandag omdat jy verskriklik mooi is en maak nie saak wat nie, hy's agter jou salwing aan. Jy sê, because it's the anointing of God that destroys the yokes. Dis die salwing van die Here. Jeremia was vervolg gewees as gevolg van die salwing en die roeping wat op sy lewe is. Jy sien die roeping, as ons moeilike tye deurgaan, is dit nie altyd 'n slegte ding nie. Dis 'n knersperiode, sodat die salwing geopenbaar kan word. Jy sien in Jeremia sit daar so en God werk in die stilte, maar God werk selfs as ek en jy hom nie sien nie. Hy werk selfs wanneer ek en jy nie voel nie. Jy sien, want ons as Christene, en ek weet nie of dit in Brits ook is nie, maar daar in Carletonville is dit ook so, dat wanneer ons musiek doen, dan moet ons hoendervleis kry, dan sê Here hierso. Of ek moet 'n feeling kry. Jy weet, wanneer ons niks voel nie, ons lewe nie op gevoel nie, ons lewe in geloof. En ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees is vandag hierso om jou te verander, om herstel te bring, om jou nuwe vreugde te gee. Jy sien, daai ou wynsakke het al geskeur. God is hierso om vir jou iets nuuts te gee. Jy sien, Jeremia het soms gevoel, die God hoor hom nie. Maar God se teenwoordigheid was steeds saam met hom gewees. In sy gebrokenheid, in sy seer, in sy stikkindheid. En Psalm 34 vers 18 gee God die belofte. Die Here is na aan die gebrokenes van hart. Hy maak 'n belofte vandag om te sê, weet jy wat, jy sit in jou pyn, jy sit in jou seer, jy's gebroken vandag, maar ek is naby aan die gebrokenes. Ek wil vandag vir jou sê, God spesialiseer nie, werk nie net met die wat heel is nie, hy spesialiseer in die gebrokenes. Jy sien, die ware roeping van God sal altyd maar altyd weerstand hê. Moenie dink wanneer ek en jy ons vir mekaar sê dat, weet jy, daar's 'n roeping op jou lewe, God het jou geroep, dat daar nie weerstand sal hê nie, want as jy nie dit deurgaan nie, dan moet jy weet jy's op die verkeerde plek.
As jy nie weerstand deurgaan nie, moet jy besef dat Here, waarheen is ek op pad? Want daar is nie dinge in my lewe nie, alles gaan net goed, alles gaan hankie-dorie. Die woord van die Here sê, die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu. Kerk van die Here, ek wil sê, hou vas aan die Here. Wanneer dit moeilik gaan, wanneer jy in 'n put gegooi word, sê Here, ek sal volhard tot aan die einde toe. Jy weet, baie mense, so 2 maande terug, ek weet nie of u van u is wat Comrades gehardloop het nie, wat baie braaf was, of u wat dit dalk gekyk het, soos ek kan dit nie hardloop nie, u sien, ek kyk dit maar op die TV. Jy weet, en dan voel ek ook goed as die ouens oor die streep hardloop. So, ek weet nie, maar baie, duisende mense het gehardloop die Comrades. En dit was 'n groot gejuig gewees, ons begin. Maar omtrent helfte van dit wat weggespring het oor die streep gegaan aan die einde. Het die wedloop volëindig. Jy sien vandag, dis nie hoe jy weggespring het in die lewe nie. Dis nie jou sondige lewe, hoe jy weggespring het. Ek wil vandag vir jou sê, dit gaan oor volharding. Dit gaan nie oor die eerste wegspring nie, dit gaan oor daai eindstreep. Kerk van die Here, dis tyd wat ons daai eindstreep weer sal begin najaag. Ek wil vandag verklaar dat, weet jy wat, soon, very soon, gaan die Here vir my en jou kom haal. Dan sal die eindstreep daar wees. Maar dan gaan ons voor die Here staan en hy gaan sê, het jy volhard tot die einde? Jy sien, en dit is nie net ek en jy wat vrees vir ons roeping en drukking in ons roeping en 'n knerstydperke ervaar in ons roeping. Daar's baie voorbeelde in die Bybel. Ons kyk na Moses. Moses was geroep, maar hy was verwerp gewees. Jy sien, hy was bevraagteken. Elia was 'n man gewees wat 'n man na aan God se hart ook. God het hom kragtig gebruik. Maar weet jy wat gebeur met Elia? Hy ervaar verwerping. En ons 'n vrou met die naam van Isabel wat sê, ek gaan jou doodmaak. En weet jy wat gebeur? Nou, ons is swanger. Nou, ek is dalk in dieselfde bootjie as Elia. Jy weet, Isabel moes dalk swanger gewees het, want ek verstaan as hy sê, ek gaan jou doodmaak. As daai vrou sê, ek gaan jou doodmaak, dan hardloop jy. En Elia hardloop. En hy hardloop en hy gaan kruip in 'n grot weg. Elia wat vuur uit die hemel uit bid. Elia wat 'n verhouding met Jesus het. 'n Vrou sê vir hom, Elia, ek gaan jou doodmaak. Wat doen Elia? Hy hardloop nie na God toe nie, hy hardloop na 'n grot toe. Ek verstaan nie Elia nie, is dieselfde mens wat 'n verhouding met God het. Hy hardloop nie na God toe nie. Hy sê, Here, het hierdie Isabel gesien, ek hardloop na 'n grot toe. Bang. Hoeveel keer maak ons roeping ons bang, kerk? Hoeveel keer moet ons op 'n plek kom wat ons sê, Here, u roeping is groter as my mindset. Partykeer vat ons onsself maar bietjie kort. God has a purpose. Noag was bespot en gewerp gewees net so voor die vloed. Jesaja, ons kyk na Jesus. Jesus was die grootste voorbeeld van verwerping. Hy is hier om ons vry te koop, hy is ons vry te maak. Die bloed van Jesus vloei vir ons, maar weet jy wat, mense bespot hom en hulle kruisig hom. Iemand wat nog net goed gedoen het. Jy sien, verwerping klop aan ons almal se deur. Verwerping en gebrokenheid klop aan almal se hartsdeur. Maar dankie Vader, ons dien 'n God wat tot die gebrokene kan heel maak. Net soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat gesukkel het, wat nie genees het, sy het na almal toe gehardloop. Kerk van die Here, ek wil vir jou sê, dit is nie daai mense wat jou gaan help nie. Partykeer is dit net God wat jou kan uittel. God wil jou uittel. Jy sien, in jou gebrokenheid vandag, bewys God sy grootheid. In jou gebrokenheid vandag, bewys God sy grootheid. En ek is amper met u klaar. Nou wat gebeur weer, en jy sê vandag hierso, Wian, jy preek oor Jeremia, en ek voel soos Jeremia, ek sit met verwerping, maar hoe kom ek uit hierdie verwerping uit, Here? Dan wil ek vir jou eerste ding sê, ek wil so 4 punte met u noem. Die eerste ding is, kom tot die besef dat God jou geroep het. Jy sien, jy moet in 'n posisie kom, sodat God jou kan herstel. Jy weet, baie keer wanneer ons eensaam is, dan kry ons onsself verskriklik jammer.
vir al ons kinders van die Here. Amen. Dit het met u gebeur, met my al baie gebeur. Here, hoekom? Waarom? Maar weet jy wat, God het ons nog altyd, hy het ons nog nooit begewe en nog nooit verlaat nie. So die eerste ding is, die roeping wat God op jou lewe gesit het, besef dit. Psalm 75 vers 7 en 8 sê, For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but from God alone. Die roeping wat God op jou lewe gesit het, kom net van God af. Die tweede ding is, moenie om herstelling te soek, verander jou mindset. Hierdie is vir my 'n baie, baie belangrike punt. As jy herstel soek in jou lewe vandag, is dit tyd dat ek en jy ons denke verander. Want weet jy wat gebeur? Die duiwel plant 'n gedagte en ek en jy gee hom water om te groei. Baie keer dink ons in ons situasies en ons sê, Here, maar dit gaan gebeur en dit gaan gebeur. Verander jou denkwyse, sodat God weer die eer kan kry. Ek wil vra die tannie wat so mooi klavier kan speel, gaan sy so bietjie kom speel asseblief, ek's amper met die klaar. Dit speel verskriklik goed. Die derde ding is, vergewe die wat jou verwerp het. Kind van die Here, dit is belangrik, jy sal nooit in jou roeping beweeg, as jy nie die mense vergewe, wie jou verwerp het nie. En dis 'n moeilike ding vandag om te sê, en is moeilik om te sê vandag, om te sê, weet jy Wian, maar jy verstaan nie wat met my gebeur het nie, ek was jonk gewees, daar's dinge in my lewe wat nie moes gebeur het nie, ek was maar kind. Om in jou roeping aan te gaan, is dit belangrik om daai mense te vergewe, sodat jy jou hart kan skoon kry, sodat God 'n rein kanaal kan hê, om deur te werk. Vergewe die wat jou verwerp het. Dalk 'n ma, pa, broer, 'n suster, dalk familie, dalk vriende. Vergewe die wat jou verwerp het. Matteus 5 vers 23 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en daar dink dat jy iets teen jou broer het, laat jou gawe daar voor die altaar staan, en gaan versoen eers met jou broer. Gaan versoen met jou broer. Die mense wat jou verwerp het, die mense wat jou te neergedruk het, wat vir jou daar gesê het, weet jy wat, jy sal dit nooit maak nie. Of jy is nie goed genoeg nie. Dit is tyd om daai mense te vergewe, sodat jy eendag in jou roeping kan ingaan. Sodat jy kan begin funksioneer waarvoor God jou geroep het. Die laaste ding wat ek met u wil deel, gehoorsaamheid aan God. 1 Samuel 15 vers 22 sê, But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than any sacrifice. God verwag van my om gehoorsaam te wees aan die roeping. God het jou daar geplaas, God het jou geroep, maar jy moet vandag kom en sê, Here, weet jy wat? Ek wil 'n ander denkwyse kry, Here. Ek wil gehoorsaam wees aan U. Here, ek was dalk verwerp en dalk sleg gesê, Here. Ek is in 'n put gegooi of ek sit soos Jeremia, ek was geslaan gewees. Maar Here, ek wil vryspreek die wat dit aan my gedoen het. Jy sien, ek en jy het soms 'n uitroep soos Jeremia. Ons het soms 'n Jeremia oomblik wat ons sê, Here, waar is U? Het U my gelos? Jeremia se naam beteken die Here sal verhoog. Jeremia se naam beteken die Here sal verhoog. Jy voel vandag verward. Jy's moeg, jy's vol vrae, jy's verwerp, jy's gebroken, jy's stikkend vandag. Jy het 'n Jeremia oomblik wat sê, Here, waar is U in my tyd van nood? Waar ek U nodig gehad het, Here? Jy het vandag 'n Jeremia oomblik wat God sê, die Here sal verhoog. Jy sien, hy is die een wat jou optel en kan rus gee. Die een wat jou nooit begewe en jou nooit sal verlaat nie. En Jeremia het geweet, as hy vashou aan die Here, sal daar 'n dag kom,
wat God hom sal verhoog. Daar sal 'n dag wees wat God sal sê, weet jy, jy was getrou en omdat jy getrou was, sal ek jou verhoog. Kind van die Here, hoe desperaat is ons nog vir God? Hoe desperate is jy nog om 'n touch te hê van Jesus? Jy sien, 'n aanraking van Jesus is al wat ek en jy nodig het. Jy sien, iemand wat 'n Jeremia oomblik gehad het, was selfs Jesus gewees. Kom, jy moet nie sleg voel omdat jy ook 'n Jeremia oomblik het gebroke en eensaam het. Selfs Jesus het 'n oomblik gehad wat hy gesê het, toe hy aan die kruis gesterwe het, roep hy uit, hy sê, Here, waarom het U my verlaat? Here, hoekom het U my verlaat? Matteus 27, jy kan dit gaan lees. Hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, hoekom het U my verlaat? Dit spreek vir my van iemand wat gebroken was, iemand wat verwerpe was, wat moeilike dinge deurgegaan het, en vandag sit die mense in hierdie plek, wat ook sê, my Here, hoekom het U my verlaat? Hoekom het ek hierdie dinge deurgegaan? Maar dan het ek vir jou goeie nuus vandag, God gebruik nie wat jy verloor het nie, God gebruik wat jy oor het. Dalk sê jy vandag, weet jy Here, ek het net 'n bietjie oor, ek het nie veel om te gee nie. Ek het nie baie om vir U te gee nie, want dinge het in my lewe gebeur, ek het alles verloor, of ek sit in 'n put vandag, ek het nie om te gee nie, Here, ek weet nie waar die uitkoms gaan wees nie, dan sê God vandag vir jou, ek gebruik nie wat jy verloor het nie, ek gebruik wat jy oor het. God gebruik vandag wat jy oor het, en jy min oor vandag, jy sê, Here, ek het nie veel nie, God wil vir jou herstel bring vanoggend. The place of your greatest breaking can become the place of God's greatest building. Jy sit vandag op 'n plek waar jy stikkend en gebroken is. God maak vandag die belofte, dat hy herstel sal bring. Kom ons sluit die oë aan, bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie woord, Vader. Here, ons weet, ons is soms geroep. Here, maar baie keer sit ons met verwerping en ons is verworpe, Here. Ons sê, Here, waantoe is ons op pad? Jy's moeg om aanhou te probeer en jy probeer, maar alles wat jy doen, val. En dit gaan verkeerd in jou lewe en jy het 'n Jeremia oomblik wat jy uitskree, Here, waar en hoe nou? Jy het vandag weer moed en krag nodig van Jesus af en sê, Here, ek verstaan nie hoekom nie, maar ek wil net volhard tot die einde toe. Dan wil ek vandag vir jou sê, wat is daar vandag wat jy by die altaar moet los? Wat is daar wat jy vandag by Jesus se voete moet los, om te sê, Here, weet jy, ek is geroep, maar ek is verworpe. Ek is gebroken, Vader. En terwyl elke oog toe is, dalk sit jy in hierdie plek, en ek wil dit nie uitrek nie, ek wil vandag vir jou vra, jy sit stikkend verbroken, God het jou geroep, maar jy sê, Here, ek kan nie my roeping uitlewe nie, en jy het in die aande, is al trane waarvan niemand weet nie. Hartseer waarvan niemand weet nie, want alles moet oukei wees. God wil vandag herstel bring in jou lewe. Kom aan, God het jou nie toevallig, hy het 'n afspraak met jou vanoggend. En is net 'n aanraking van God wat 'n verskil kan maak. Is net 'n aanraking van God wat herstel in jou lewe kan bring. Terwyl elke oog toe is, as jy vandag sê, Jesvian, weet jy wat, jy het met my gepraat vandag. Ek is stikkend, ek is gebroken, ek het seer, die trane vloei waarvan niemand weet nie. Ek het dinge deurgegaan, Here, wat 'n kind nie moes deurgaan nie, of ek het moeilike tye deurgegaan, Here, en het ek vandag vir jou antwoord, dat jy het net 'n aanraking van God nodig. En as iemand in so 'n plek is vandag, en jy sê, I just need a touch from Jesus, I need a breakthrough in my life, dan wil ek, jy moet net jou hand opsteek en laat sak, niemand kyk vir jou nie. Baie dankie, daar gaan hande op, daar gaan hande op, daar gaan hande op. Nee, daar's baie hande wat opgaan.
Kom aan, ons is nie hierso vir 'n show nie. Ek wil vandag vir jou vra, God het 'n afspraak met jou vanoggend gemaak. En ek wil hê jy moenie skaam wees as jy jou hand opgesteek het, wil jy nie gou staan nie asseblief. Niemand kyk rond nie. Wil jy nie net staan daar waar jy is nie? Waar jy vandag uitroep wat sê ek het Jesus nodig. I need Jesus in my life. Ek is stikkend. Ek het 'n Jeremia oomblik nodig. I need a touch from God. Kom staan gou hier voor. Ek wil vir jou bid. God wants to heal you today. God het 'n afspraak met jou. Kom staan hier voor. Ek wil vir jou bid. Kom aan kerk, hou u wat in die sitplekke is, hou u oë gesluit. Dis nie 'n show vanoggend nie. Ons het God nodig meer as ooit vantevore. Thank you Jesus. Here, dankie vir gehoorsaamheid. Dankie vir gehoorsaamheid, Vader. Thank you Jesus. U maak seer heel vanoggend. We worship you, we praise you God. I praise you. Here, ek wil bid vir 'n jong man. Dankie dat jy hom sal vul. Elke seer, elke gebrokenheid, jy ruk dit nou uit in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Thank you Lord. Jy kan ons lei in gesang. Baie dankie. Here, dankie Vader, Here. A new touch, a new fire Lord. Let your fire fall. Thank you Jesus. Touch her Jesus. Elke seer, elke gebrokenheid, U ruk dit uit. In die naam van Jesus, elke seer. U maak dit niets. U herstel vanmôre, Vader. 'n New fire, Lord. Ons kom terug na die roeping toe, Vader. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Thank you, Lord. Here, ek wil bid vir hierdie oom. Thank you.
As jy saam met my wil saam staan en sing, jy is welkom. exalt thee. Kom ons aanbid hom vanmôre. Oh, we exalt thee. Oh, Lord, we exalt thee. 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 Oh Lord. Here Vader, vandag wil ons verklaar, ons dien 'n goeie God, Vader. Here, ons dien 'n God wat herstel. Here, God wat ons ken met die naam. Here, dankie dat U vanoggend in harte gewerk het, Vader. Here, al die lof en al die eer kom U toe, Vader, want U is waardig om aanbid te word. Every praise belongs to You, Jesus. Here, ek bid so ook vanaand wat ons sal terugkom na die huis van die Here toe. Here, dat U mense sal aanraak, Vader, because we need a touch of the living God. In Jesus' mighty name, amen.